En so kom ons by Vrydag, 'n daaglikse oordenking saam met my, Rinus van Sion in Parys, oggend 158. En vanmôre praat ek met jou oor 'n lewe deur geloof. Galasiërs 3 vers 11, Paulus skryf en hy sê, dit is dus duidelik dat niemand deur God vrygespreek word op grond van wetsonderhouding nie. Daar staan geskryf, wie deur geloof vrygespreek word, sal lewe. Die woorde, die regverdige sal deur die geloof lewe, verskyn vir die eerste keer in Habakuk 2 vers 4. Dit was toe die Here in reaksie op Habakuk se klagtes oor die voorspelde Babiloniese inval vir hom gesê het, om op hom te fokus eerder as op die omstandighede. Hierdie woorde kom weer voor in Romeine 1 vers 17, waar Paulus die klem op regverdigmaking plaas, en in Hebreërs 11, waar die klem op geloof val. Hier in Galasiërs lê die klem op lewe. Wil jy gelukkig, vrugbaar, opgewonde en vry wees in jou Christelike lewe? Die regverdige sal lewe, werklik lewe, deur die geloof. Martin Luther het sy liggaam met swepe geslaan, kilometers ver op sy knieë gekruip en weke lank op 'n slag gevas om nader aan God te kom. Maar niks het gewerk nie. En toe lees hy eendag hierdie vers, en hy het verstaan dat die Christelike ervaring nie gaan oor doen nie, maar oor dit is gedoen. Jesus het alles gedoen. Raak ontslaaf van die las om te probeer om geestelik te wees. Raak ontslaaf van die idee dat God jou seën skuld omdat jy 10 keer agtereenvolgens oggendgodsdiens gehou het. Dit werk nie so nie. Jy word deur geloof alleen regverdig. Mag die Here ons opnuut in hierdie dag en hierdie naweek seën met sy teenwoordigheid en mag ons besef, dis net geloof in Christus alleen. Die Here seën jou. Amen.